besoekers en iemand wat saam met ons hier is vanoggend. Dis lekker dat ons weer so saam mag wees, voorreg. Welkom ook aan almal daar wat inskakel vanaf ter Postma. Jy is ook hartlik welkom. Ons is bly dat jy ook so deelneem aan die diens van daar af. En dan ook welkom aan elkeen wat saam met ons inskakel via klankopname of 'n videoopname. Ons is bly ons kan dit so ook versprei. Net 'n paar afkondigings van die kerkraad se kant af. Eerstens die lief en leed, jy kan daar in die Wesembos sien. Hy is ook natuurlik elektronies beskikbaar op die gemeentegroepie. Ons bid steeds vir al ons bejaardes. Ons dink dan in besonder ook aan Abraham Marx wat steeds aansterk na die chemoterapie wat hy ontvang het. Ons dink ook aan Tannie Eunice wat komende Dinsdag vir 'n operasie gaan. Dan ook aan Lou Horn wat die week vir 'n operasie gaan. Dan ook gelukkig aan Lou en Lorien met die geboorte van hulle kleinkind. Klein dogtertjie wat gebore is. Dan wil ons ook net afkondig dat Suster Betsy Modee gisteraand Bloemfontein toe is vir om skielik opgeneem te word daar by die Medikliniek. Weens 'n moontlike blinde darm wat ontsteek het. Hulle is besig om toetse te doen om duidelikheid te kry daaroor. En ons bid ook vir haar, sy het redelike pyn waarin sy verkeer. En dan dink ons ook aan ons matrieks met die eksamen wat aangebreek het. Dan wil ons ook net die aandag daarop vestig dat die dienste van Oktober maand af 9:00 begin. Ons gaan dan ook eers vanaf die 4de Oktober weer formeel kateksasie klasse hier by die kerkgebou hê, na die lang naweek met ander woorde. Maar ons vra wel dat ouers en kinders die geleentheid gebruik om op datum te kom met die kateksasie lesse van die jaar. Dan sal ons ook binnekort 'n datum afkondig vir die nagmaal. Dan kondig ons dan vir 'n laaste keer die name van die volgende persone af wat as ouderlinge en diakens voorgehou word. Broeder Lou Horn vir Oostdorp, broeder Anton Stuyger vir Knapdorp, en dan as diakens Suster Betsy Modee vir Harmonie en broeder Andries Marx vir Knapdorp. Baie dankie. Ons kan so bly sit en dan sing ons 'n intrelied, Psalm 19 vers 1 en 2. Daarna gaan ons die Here se seën ontvang en dan kan ons staan om Psalm 40 te sing. Psalm 19 vers 1 en 2. Amen.
Here ons God en ons rots. Verhef jou hart tot God en ontvang sy seën. Mag daar vir ons genade en vrede wees van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons Psalm 40. Sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely in doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Jy kan maar die plekke neem. Gewoonlik sal ons nou na die belydenis ook luister na die Here se wet, ons gaan dit na die woordverkondiging doen. Lees ook na die woordverkondiging, ons aandag spesifiek waarop gaan rig. Kom ons bid saam en daarna gaan ons lees die Here se woord uit Markus 10. Kom ons bid.
Ons Vader in die hemel, Here, dit is vir ons goed om te kom rus by U. Dankie dat U ons wakker gemaak het en geroep het om te kom. Dat U vir ons die geleentheid gee om U woord te hoor. En Vader, ons weet dat U ons roep om met ons te praat. En dat hierdie 'n gesprek is met U. Ons vra dat U ons harte en ons gedagtes sal oopmaak om U stem te mag hoor in dit wat ons lees. Vader, U ken al die dinge wat ons gedagtes besig hou. U weet wat dit is wat ons hierdie week gedoen het en die week wat aangebreek het gaan doen. Wil U ons nog help om nou op U te fokus? Ons bid dat ons van jong tot oud U woord mag verstaan. Dat ons so deur U Gees gelei word. Amen. Jy kan saam met my blaai na Markus 10. Ons gaan lees vanaf vers 17 tot vers 31. Dis die gedeelte waar die ryk jongman na Jesus toe kom. Dis goed om dit in die Bybel op te soek as jy dit voor jy kan hê, om tydens die preek ook terug te verwys daarna. Goed. Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom op sy knieë en vra hom: "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Daarop sê Jesus vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. Jy ken die gebooie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis aflê nie. Jy mag nie iemand anders veronreg nie. Eer jou vader en jou moeder." "Meneer," sê hy vir hom, "dit alles het ek van my kinderdae af nagekom." Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê: "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my." Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus kyk toe na sy disippels rondom hom en sê vir hulle: "Hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom?" Die disippels was verbaas oor hierdie woorde van hom. Jesus sê toe verder vir hulle: "Kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom? Dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom." Dit het hulle geweldig ontstel en hulle het vir mekaar gesê: "Wie kan dan gered word?" Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: "Vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik." Petrus sê vir hom: "Kyk, ons het alles verlaat en ons volg U." Jesus antwoord: "Dit verseker ek julle, daar is niemand wat ter wille van my en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis, of broers, of susters, of moeder, of vader, of kinders, of eiendom nie, of ek kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel. Huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, saam met baie vervolging en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste." Ons herhaal vers 21 en 23. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê: "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my." Jesus kyk toe na sy disippels rondom hom en sê vir hulle: "Hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom?" Het jy die vraag gehoor waarmee hierdie jongman na Jesus toe kom? Dis 'n dringende vraag. Die manier waarop Markus
geskryf, dat ons dink dat dit 'n vraag is wat gebroei het in sy hart. Dis een waaroor hy verlang gewonder het. Moontlik het hy gesien hoe dat Jesus die kindertjies geseën het. Ons lees in die vorige vers dat hy die kinders geseën het en gesê het, die koninkryk van God behoort aan mense soos hulle. Dat daar mense is wat sekerheid het van die koninkryk van God. Dalk het hy Jesus se liefde daarin gesien. Moontlik het hy Jesus se wonders en preke gehoor soos wat hy deur Galilea gereis het en geweet dat hierdie man nie maar net nog 'n persoon is nie. Hoe ook al, hy kom na Jesus toe aangehardloop met hierdie vraag. Hy val voor hom neer. Goeie leermeester, vra hy daar op sy knieë in die stof. Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Ken jy hierdie vraag? Hoe vra u hierdie vraag in u lewe? Die vraag wat hierdie man vir Jesus kon vra is wat ons op verskillende maniere vra in ons wêreld. Verskillende mense, samelewings, godsdienste, kulture, beantwoord hierdie vraag dalk op verskillende maniere, maar ten diepste is dit 'n vraag wat in elke mens se hart leef. Wat moet ek doen om te sorg dat alles vir altyd sal regkom? Wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Wat is die geheim, goeie leermeester? Wie van ons wil nie op 'n plek kom waar die dood en hartseer, die stikkindheid en die spanning van hierdie wêreld finaal verander in lewe en oorvloed en sekuriteit nie. Dis waarna 'n mens verlang as jy die ewige lewe soek. 'n Lewe waar alles reg is. Waarna verlang jy wanneer jy na jou eie liggaam kyk? Wanneer ons sien hoe dat ons ouer word, hoe dat siekte en stikkindheid 'n werklikheid is. Verlang ons nie na herstel nie. Waarna verlang jy wanneer jy 'n stikkende verhouding sien voor die oë afspeel? Dis die eeue oude vraag in die mensdom se hart. Hoe kan ek sorg dat alles vir altyd sal regkom? Jesus gee aan hierdie man 'n antwoord. Ons het dit gehoor, maar dit is nie die antwoord wat hy verwag nie. Dis 'n moeilike antwoord. Jesus antwoord met 'n retoriese vraag. Waarom noem jy my goed? Net God is goed. Jesus wil hê dat hierdie man moet besef dat hy nie maar net nog 'n persoon is wat op hierdie aarde geloop het nie. Dat dit wat hy in Jesus sien iets van buite hierdie wêreld is. Dis asof hy die sluier van sy oë wil aflig. Hy is die antwoord op iemand se vraag. Maar dan moet hy erken dat hy nie maar net 'n mens is nie, maar God. Jesus se antwoord is ook 'n stukkie kommentaar op die manier waarop hierdie man na mense kyk. Uit die manier waarop hy sy vraag kom stel, is duidelik dat hy 'n verdraaide idee oor mense het. Hy vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? En Jesus daag sy persepsies uit. Want uit sy antwoord is dit duidelik dat 'n mens niks kan doen om dit te kry. 'n Mens is nie goed genoeg om dit te verkry. Hoor jy dat Jesus se antwoord dit weer voltyds bring? Ek is die geheim. Ek is die antwoord. Dis wat hy ons bied. Die tweede deel van Jesus se antwoord daag hom nog verder uit. Hy verwys na die 10 gebooie. Moenie egbreek pleeg nie, moenie moord pleeg nie, moenie steel nie, moenie vals getuienis aflê nie, moenie iemand veronreg nie, eer jou vader en jou moeder.
'n mens soos 'n kind moet word om die koninkryk van God te beerwe. Praat nou van die wet. Hy herinner hom nie aan die wet omdat hy daardeur die koninkryk van God kan verdien nie. Hy herinner hom aan die wet om vir hom te wys wat in sy eie hart aangaan. Hy wil hê dat hy vir 'n oomblik moet terugstaan en sien hoe dat sy leefwyse om die wet te probeer nakom van kleins af nie rustigheid gebring het. Dit het nie vrede in sy eie hart gebring dat hy wel die ewige lewe sal ontvang. Sy eie dade kon nie sy hart tot rus te bring. Wat moet ek doen, is die verkeerde vraag. In vers 21 hoor ons dat die man bedroef wegstap. Vers 22. Want hy het vir Jesus gesê, van jongs af het ek dit alles gedoen. En Jesus laat die bom bars, net een ding kom hier kort. Gaan verkoop alles wat jy het, gee die geld vir die armes, kom dan en volg my. Dis wie Jesus sy hart verder oopvlek. Hy druk op die regte knoppies. Dit moes vir hom 'n skok gewees het. Hy was redelik seker dat hy byna alles in sy lewe reg gedoen het om die ewige lewe te verdien. Hy wou tog net die laaste sleutel geheimenis ontdek om die deur na die ewige lewe oop te sluit en finaal te weet dat alles oukei sal wees. Maar Jesus kyk reg deur al die uiterlike dinge in sy hart. Sien, ons doen iets met hierdie groot vraag in ons harte. Hierdie vraag wat van kleins af daar is. Dit is 'n baie groter vraag as wat hierdie man self besef. Die verlange na onverganklikheid en vervulling versteek 'n diep gewortelde vrees. 'n Vrees wat ons op 'n manier probeer hanteer in ons lewens. Aan die een kant probeer ons dit hanteer deur reg te leef en die regte dinge te doen, maar dit bring nooit vrede nie, soos by hierdie man. En dan draai ons na ander dinge om rustigheid te vind. Op 'n manier het hierdie jong man dit reg gekry om 'n dubbele lewe te leef. Sy goeie dade het hy gedoen, maar Jesus vlek sy hart oop waar dit saak maak wanneer hy vir hom vra, verkoop alles wat jy het, gee die geld vir die armes, kom dan en volg my. Jy sien, dis waar sy skat in die lewe was. Dis waar hy rustigheid gaan soek het in die aangesig van hierdie groot vraag. In die skatte van die wêreld. Rykdom, geld, status, en sekuriteit wat bied. Dis waarom hy so hard sal wou wegstap. Want hy weet dat dit wat Jesus van hom vra, die vraag is om die groot skatte van sy hart weg te gee en die ware skat van die lewe te kom navolg. Misschien eers soek 'n mens net 'n bietjie daarvan om mense hart vir 'n oomblik stil te maak. Om vir 'n oomblik te sien dat alles rondom 'n mens reg en oukei is. En so word 'n mens 'n slaaf daarvan. Gebruik 'n mens dit om die onrus in ons harte stil te maak. Dit geld nie net vir rykdom nie. Op soveel ander maniere doen ons dit in die lewe. Jaag ons verhoudings na om daaruit te kry dit wat ons voel ons harte sal stil maak. Jaag ons werk na om daaruit te kry wat ons dink ons harte sal stil maak. En wanneer ons so uitvee, is ons vasgevang. Leef ons aan die een kant met dit wat ander kan sien, en aan die ander kant met dit wat in ons eie hart aangaan. Dis hoe hierdie man daar voor Jesus kom staan. Dis nie eintlik 'n Christus waarmee hy voor Jesus kom neerval op sy knieë. Die enigste uitweg in sy gedagtes is, hoe kan ek die wet beter nakom om uiteindelik rustigheid te kry? Maar Jesus se liefde werk anders. Hy gaan ons nooit toelaat om maar net vir homself ons eie lewens op te los nie. Hy kyk dieper. Hy sien raak wat werklik aan die gang is.
Dis hoe ons ook voor hom staan. Verkoop alles. Kom dan en volg my. Moenie kom met dit wat jy reg kry. Kom soos jy werklik is. Gee die skatte van jou lewe weg, sodat jy my mag ontvang. Hoor jy dat die moeilikste antwoord op hierdie vraag is? Daar is nie 'n ewige lewe sonder hom nie. En om hom te kry, moet ons erken dat ons absoluut niks kan bring nie. En dat ons harte eerder verkoop is in hierdie wêreld. Ons kan eintlik net kom met die stikkendheid van ons lewens en voor hom kom staan. Soos 'n kind wat 'n kosbare erwtenkruid in die huis laat val het in duisende stukkies. En dit gaan wegsteek in die kas. En dan na sy ma toe stap om te vra waar die gom is en hoop dat sy nie sal vra waarvoor hy dit wil gebruik nie. En dat dit self kan regmaak. So probeer ons na God toe kom, deur die stikkendheid weg te steek, eerder as om dit te bring na hom toe. Ons behoort eerder soos daardie kind te wees wat met die brokstukke van daardie erwtenkruid kom en sê, ek het dit gebreek, ek kan dit nie self regmaak. Maar dit is vir ons moeilik om so te kom. So moeilik dat hierdie jong man wegstap van Jesus en hy omdraai om vir sy disippels te sê, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God in te gaan. Met die oog van die naald kan moontlik dui op 'n deel van die stadspoort waar kamele nie kon deurgaan nie, of dit kan fisies dui op 'n naald wat vir garing gebruik word. Onmoontlik. Dis wat Jesus vir ons sê. Tensy die onmoontlike moontlik word. Ons het dit gelees in die gedeelte dat Jesus hulle antwoord, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. En daarom is daar nog 'n belangrike deel in hierdie gedeelte wat vir ons 'n ontsaglike hoop bied. Het jy gehoor hoe dat Markus Jesus se optrede teenoor hierdie jong man beskryf? In vers 21 lees ons dat wanneer Jesus na hom kyk, hy met liefde na hom kyk. Daar staan, hy het hom lief gekry. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort. Jy sien, terwyl hy regdeur al die fasades kyk, in sy harte, het hy nog steeds liefde in sy hart vir hierdie jong man voor hom op sy knie. Jesus sê nie maar net vir hom, gee jou skatte op en kom en volg my nie. Hy sê vir hom, ruil daardie skatte in vir die grootste skat van alle skatte, my liefde. Die liefde van die almagtige God wat jy ontvang as sy kind. Sal 'n mens ooit so 'n liefde op 'n ander plek kry? Sal aardse skatte wat vergaan dit ooit bied? 'n Liefde wat na ons kan kyk, ons angstigheid en onrus kan raak sien, ons gebrokenheid en onvermoë om reg te leef en ons steeds omhels. Sal ons ooit so 'n liefde op 'n ander plek kry? Hy nooi ons om met oop arms na hom te kom, soos wat ons is, met dit waarmee ons stoei. Dis wat Jesus eintlik vir die jong man sê. Kom na my toe en ontvang die lewe. Om Jesus te volg beteken om elke dag sy liefdevolle oë, sy liefdevolle omhelsing op te soek. Om die liefde wat hy vir ons van sy Vader gee, te ontvang. Om in sy Vader se huis te kan woon. Om die liefde van sy Gees in jou hart te ervaar. Sou hierdie jong man ooit hierdie liefde kon beleef deur die manier waarop hy leef? Nee.
Sou hy ooit so 'n liefde beleef wat onvoorwaardelik omhels? Dink maar aan die gelykenis van die verlore seuns. Die jongste seun wat weggestap het van sy vaderhuis, al sy geld, sy erfgeld verkoos het. En wanneer hy in die diepte van sy krisis is, besef dat hy by sy vader se huis daarom 'n stukkie brood sal kry, maar dan as 'n slaaf. Hy gaan terug na sy vaderhuis toe en sy pa sien hom van ver af aankom. Hy hardloop hom tegemoet en omhels hom. Onvoorwaardelike liefde. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat Jesus hierdie uitnodiging kan rig? Ons weet dan dat God ook regverdig is. Dat hy vra dat ons reg leef. Dis moontlik, want Jesus Christus, die hemelse skat, het al sy skatte opgegee, om ons die skat van sy hart te maak. Filippense 2 beskryf dit so, hy het sy bestaan op God gelyke wyse, nie beskou as iets waaraan hy ons vasklem nie, maar hy het mens geword, homself verneder tot in die dood aan die kruis, sodat ons verlos mag word. Sodat ons sy liefde mag ontvang en in sy Vader se huis mag ingaan. Dat ons 'n skat in die hemel mag hê waar mod en roes dit nooit sal verniel nie. 'n ewige hoop, 'n ewige lewe wat reeds begin die dag as ons hom ontmoet. Die lewe by hom. Wanneer Jesus hierdie opdrag gee, van verkoop alles wat jy het en kom volg my, roep hy om een van sy disippels te word, om dag en nag saam met hom te kom leef, om sy leer en liefde te ontvang, om deel te word van sy gemeenskap, een van sy disippels, deel van sy kerk, en so te leef as iemand wat die ewige lewe ontvang het, sonder om dit te verdien. Kom, en kom ruil die skatte in. Amen. Voordat ons saam bid, gaan ons nou eers luister na die Here se wet. Ek hou dit vir die vooruit, Eksodus 20, en daarna gaan ons ook weer uit hierdie gedeelte lees, wat ons pas gelees het. Die Here roep ons om na sy wet te luister en ons harte daarop te meet, juist sodat ons dit kan kom bely voor hom en ook sy genade opnuut mag ontvang. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk, alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarin, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n wees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
sê Jesus vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, jy mag nie iemand verontreg nie, eer jou vader en jou moeder. Kom ons antwoord op die Here se wet deur te bid, en daarna gaan ons ook saam sing. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, U vlek ons harte oop, wanneer ons so voor U kom staan. Vader, maar dankie dat ons so voor U mag verskyn, aan die een kant, terwyl U weet wat in ons harte leef, aan die ander kant, terwyl U ons met soveel liefde aankyk. Dat U ons raak sien, ten spyte van ons gebrokenheid. Here, as daar van ons is wat vandag so voor U kom staan, en U weet wat kant toe nie, U weet hoe nie, wil ons vra dat U ons sal lei, dat U ons aan die hand sal neem, en lei om U te volg. Vader, ons wil graag mense voor U bring wat deur swaar kry gaan. Here, ons dink aan ons dorp waar daar weer 'n uitbraak van die virus is, en waar soveel kinders in een skool dit opgedoen het, en waar dit sekerlik ook maklik versprei. Wil ons dorp aan U opdra. Ons wil vra dat as dit U wil is, dat U die virus ook tot 'n einde sal bring. Vader, maar as dit nie U wil is nie, dat U ons sal leer om naby U te leef tot hier. Here, wees met mense wat juis as gevolg van dit swaar kry. Here, ons bid vir ons land wat deur soveel bedrog en onreg geraak word, soveel te meer wat in hierdie tyd. Here, wil U tog inkeer bring. Ons bid dat U ons regering sal lei. Dat U sal gee dat daar van daardie mense ook kinders van U mag wees word. Here, ons bid vir mense in ons eie gemeente wat in hierdie week operasies ondergaan, wat tans in die hospitaal is, wat liggaamlike swaar kry ervaar, wat moet aansterk by die huis. Here, wil U vir hulle krag gee, wil U hulle vertroos en naby wees. Ons bid dat U hulle geliefdes sal sterk maak in hierdie tyd, hulle vriende en familie, dat hulle ook rus by U mag vind. Here, ons bid vir kinders wat eksamens skryf in hierdie tyd. Wil U tog vir hulle ook die krag gee om te kan leer en voor te berei, en dit ook seën. Vader, ons wil graag opkyk en die liefde sien waarmee U na ons kyk. Wil U ons te help om dit te verstaan. Ons bid dit in die naam van ons Koning Jesus Christus, deur U Gees. Amen. Kom ons sing saam, Skrifberinge 11:4 vers 1-3, daarna ontvang ons weer die Here se seën. Die geleentheid om geliefde gawes te gee, sal dan ook by die deure wees. Ons kan staan om dit te sing. Ons sal Skrifberinge 11:4. Hier is 'n skrifberinge van 'n bekende gedeelte waar Jesus die saligsprekinge, waar Jesus sê, geseënd is die wat arm voor God is, hulle erf God se koninkryk. Kom ons sing dit hartlik saam.
Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal die seën in u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Baie dankie. Mag dit 'n mooi dag vir elkeen van u verder wees en 'n mooi week vorentoe.